Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here nog dankbaar dat hy vir ons deur nog 'n donker en onbekende nag gedra, dat die Here vir ons vanmôre vars, veilig en verkoop opgewek het, om dan hierdie nuwe dag en ook hierdie nuwe week in sy naam tegemoet te kan gaan. Nou die gebed van my hart is dat die Here ons ryklik sal saamseën by vanmôre se oordeenking. Nou die oordeenking is iets wat ons bietjie gaan laat dink vanmôre, want die tema vanmôre is waarom slaap julle? Jy kan vir my sê, Gerard, ons het net opgestaan, waarom dan die tema waarom slaap julle? En jy gaan sien uit die konteks en uit dit wat ek gaan hanteer, dit gaan oor die geestelike slaap en wat die Here vir ons vanmôre wil kom leer. So belangrik en van kardinale belang vir ons as kinders van die Here. Jy sal onthou daar in Lukas 22 is die Here Jesus besig om afskeid te neem van sy disippels, want hy sou aan die kruis sterwe op Golgotha. Ons sien daar in hoofstuk 22 vers 31 kom die Here en hy kom waarsku Simon Petrus. Hy sê vir hom, Petrus, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid dat jou geloof nie ophou nie. Baie belangrik dat ons sal sien, die Satan het gepoog om Petrus te sif soos koring. Die Bybel sê vir ons, Jesus het vir hom gebid. 'n Paar verse later lees ons in hoofstuk 22 vers 39, Jesus in Getsemane is die opskrif, en daar staan en hy het vertrek en volgens gewoonte na die Olyfberg gegaan, en ook sy disippels het hom gevolg, en toe hy op die plek kom, sê vir hulle, bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Baie interessant is, Jesus het volgens gewoonte na die Olyfberg gegaan, die konteks waar hy gewoonlik gebid het, en saam met sy disippels gebid het, en hulle geleer het hoe om te bid. So, eerste gedagte, eerste les is, dat gebed van kardinale belang is. Petrus in sy selfvoldaanheid, dink nie eers daaraan dat hy Jesus sal verloon en verraai nie. Die Bybel sê vir ons, Jesus sê vir hom, Petrus, ek bid vir jou. Nou kom hy in Getsemane en hy stel hulle hierdie pragtige voorbeeld van wat dit is om te bid. En hier bid die Here en Jesus nie net nie. Hy worstel in gebed. Want u sien, hy sou die beker van sonde moes ledig. En die Bybel sê vers 41, en hy het hom van hulle afgesonder omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kan gooi en neergekniel en gebid. En hy gesê, Vader, as u tog maar hierdie beker by my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. Die Bybel sê vir ons, hierdie stryd was so intens, dat 'n engel uit die hemel aan Jesus verskyn het om hom te versterk. En die Bybel sê vir ons, en toe hy in hierdie sware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid. Hy het nie opgehou nie, hy het met groter inspanning gebid, soveel so dat sy sweet bloeddruppels geword het. Wat gebeur? Na hierdie gebed staan Jesus op en hy kom sy by sy disippels, en die Bybel sê, en hy het hulle aan die slaap gevind. En hy sê vir hulle, wat slaap julle? En ag vriende, ek het so daaraan gedink, het was maar eintlik iets wat my getref het in my siel. Hier is ons Here Jesus besig om te worstel in gebed. Hy leer sy disippels die Onse Vader gebed. Hy bid by elke geleentheid. Die Bybel sê vir ons, hy sê vir Petrus, Petrus, jy moet waak en bid. Die duiwel wil jou sif soos koring. Jesus gaan worstel in Getsemane in die gebed. En wat gebeur met die apostels? Hulle slaap. En ek het so daaraan gedink aan die kerk van die Here Jesus vandag, en miskien is u en ek deel van dit. Dat ons nie regtig tyd het vir gebed nie. Ja, ons lees die Bybel, en ons gaan so af en toe kerk toe, en ons gee so ietsie vir die saak van die Here, maar ons besef en verstaan nie die erns van die tyd en die toestand in ons land en in die wêreld. En daarom bid ons nie. En ag vriende, is nie 'n beskuldiging nie, dis vanmôre 'n vraag wat ek vra. Slaap jy? Slaap ek vanmôre? Of is ons mense wat 'n plek het waar ons eenkant kan gaan om te bid, om te worstel met die Here in gebed, om ons pleidooi voor die Here te lê en te roep na die Here en te sê, Here, asseblief, hoor ons, red mense. Ag Here, ons bid vir ons regering, ons bid vir ons land, ons bid vir ons kinders, ons bid vir ons kerk, ons bid vir ons teologiese instansies, ons bid dat u Gees oor ons uitgestort sal word, dat u herlewing sal stuur. Ek vra jou, en ek vra myself die vraag af. As Jesus vanmôre by my kamer moes instap, sou hy ook vir my gevra het, Gerard, waarom slaap jy? Waarom bid jy nie? Waarom worstel jy nie in die gebed nie? En ag, vriende, hierdie saak het my so aan die hart gegryp, want u sien, direk daarna is Jesus gevangene geneem, die disippels vlug, ons weet dat hulle hom van ver af het Petrus hom gevolg, die Here is skuldig bevind, onwettige verhoor, hy's vasgenaal aan die kruis, en die Bybel sê vir ons, die disippels het teruggegaan na die viswaters, hulle het gaan visvang. En u sien, die groot probleem is, as ons nie waak en bid nie, is ons geneig tot sonde. Is ons geneig om die verkeerde dinge weer te doen.
Is ons geneig om terug te gaan na 'n lewe waar ons maar so half selfvoldaan op eie houtjie probeer aangaan en op eie stoom probeer voortgaan? En nagvriende, hier is die probleem. Want jy sien, gebed leer ons dat ons afhanklik is van die Here in elke opsig. In elke deel van ons lewe moet ons afhanklikheid aan hom verklaar. Daarom kan ons nie slaap en sluimer in ons tye van gebed nie. Ons het nodig om 'n plek te kry, om eenkant te gaan om te bid. Ag, as ons kyk in die kerkgeskiedenis, was dit juis waar hulle saamgekom het in die bovertrek en gebid het, waar die Here die plek geskit het en hulle gevul het met die Gees. Nou, ons gaan nie dieselfde ervaring hê waar ons plek kom skit en die Gees ons dan gaan vul op hierdie besondere manier waar ons preek in verskillende verstaanbare tale en 3000 mense kom tot bekering nie, maar die beginsel bly dieselfde. Ons sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor ons kom. En wanneer ons bid, dan verklaar ons afhanklikheid van die Here. Ons lees sy woord sodat die waarheid van sy woord ons harte sal vul. Die Here vul ons en hy maak ons diensbaar en hy stuur ons uit sodat ons getuies vir hom kan wees. Ek het so gedink aan hierdie baie besondere lied, Halleluja lied 234. Dis eintlik 'n lied wat so bietjie diep aan 'n ou krap wanneer 'n ou dit lees. Daar staan, moet ek gaan met leë hande? Moet ek so my Heer ontmoet? Nie een dag aan hom gewy en niks te offer aan sy voet. Vers 3 sê, oor die jare van verkwisting kon ek hulle weer deurleef. Ek sal hom my heiland toewy, na sy eer gedurig streef. Ek het so gedink daaraan, Here, ek wil nie my lewe verkwis nie. Ek wil my lewe wy aan die een lewe, gou gaan dit verby, net wat ek vir u gedoen het sal staande bly. Die laaste vers sê, o Gods kinders, wees tog wakker, haas u werk, dit is nog dag. Smeek en stry vir kosbare siele, eerlang is dit ewig nag. En dan die koorgedeelte, moet ek gaan met leë hande, moet ek so my Heer ontmoet, nie in siel gelei na Jesus, niks te offer aan sy voet. Ek het vir u gesê onlangs in die gemeente, alles begin by gebed. Ons berei ons harte voor in gebed, wanneer ons die dag wil uitgaan om siele te bereik vir Jesus. Ons bid vir daardie siele, sodat hulle harte voorberei sal word vir die waarheid, en dat daardie waarheid op hierdie voorbereide grond kan val. Ons bid dat die Heilige Gees kragtig sal werk, daarom pleit ek by jou. Moenie dat die vraag aan jou en my gevra word, waarom slaap julle, en ons antwoord moet wees, Here, u weet dat ons miskien bietjie laks is, of besig geraak het met ander dinge, gedink het ander dinge is meer belangriker as gebed. Ek wil u vra vanmôre, dat ons sal pleit om vergifnis, dat ons vir die Here sal vra, Here, help ons. Want ek lees nou vir u die vers heeltemal. En Jesus sê vir hulle, wat slaap julle? Staan op en bid, dat julle nie in die versoeking kom nie. Dis die hele konteks van hierdie vers. Hy sê vir hulle, wat slaap julle? Staan op en bid, dat julle nie in die versoeking kom nie. Ek kom vanmôre na jou toe, as kind van die Here, as een wat bely behoort aan die Here, en ek vra jou vanmôre, staan op, bid, dat ek en jy nie in die versoeking kom nie, dat ons staande kan bly teen die liste van die duiwel, dat ons kragtige getuies kan wees in hierdie laat, donker uur van die wêreld, en dat ons die mooi so by Christus kan ontvang. Hy het in hierdie tuin van Getsemane geworstel, soveel so dat sy sweet bloeddruppels geword het. Moet u en ek nie ook vra, Here, help my om te bid, sodat ek staande kan bly, sodat ek 'n getuie kan wees, sodat ek eendag met vrymoedigheid voor u kan staan. Vir u mag die Here ons genade gee, en mag ons die erns van die saak besef, en mag ons aanmeld en sê, Here, leer my bid. My woorde is soms gebrekkig, maar Here, leer my, sodat ek met my hart en my siel en my verstand kan bid, en dat u my kan gebruik in u diens, en tot u ere. Vriende, groete vir u, mooi dag verder. Tada.